Kom ons word stil voor die Here. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en ons prys U vir die grootheid, U almag en die wonderlike liefde en genade. Dankie dat ons vandag die hemelvaart van Jesus Christus kan herdenk en kan weet, ja kan vier, dat die koning van ons kerk ook eendag sal terugkeer om elkeen van ons te kom haal hier op aarde. Ons bid Vader dat U deur die Heilige Gees dit sal stil maak in ons harte. Ja, spreek tot ons Vader, want U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. Ek gaan vir ons saam lees uit Galasiërs 3 vanaf vers 1. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruitgesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Tot sover ons skriflesing, ons teksvers, vers 9, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Ons tema vir oggend, die seën wat ons van die Here ontvang. Dit is so hartseer as 'n mens al die gereedskap het, en al die kennis en al die gawes, maar jy gebruik dit nie. Dan kan 'n mens maar net vir jouself kwaad wees. Hierdie kerke in Galasië het die suiwer evangelie gehad. Die suiwer evangelie wat draai rondom die vergifnis wat elkeen wat in Jesus Christus glo ontvang. Elkeen wat in die Here Jesus Christus glo, word kwytgeskeld van sondeskuld. Hulle word geregverdig. Hulle word regverdig verklaar. Kwytgeskeld van die sondeskuld. Dis in teenstelling met ander godsdienste wat gekoppel is aan prestasie. Jou goeie dade moet altyd meer wees as jou slegte dade. In die heidense geloof is dit karma, en jy moet net aanhou betaal en betaal en betaal. Maar die Christelike godsdiens, die evangelie van ons Jesus Christus sê, as jy glo in die Here Jesus Christus, word jou sondeskuld kwytgeskeld. Die kerke in Galasië het afgewyk van wat die ware evangelie is. Paulus sê in hierdie gedeelte, dit wat hulle glo is nie waar nie. Jy sien, hulle wou
sê ja, dis reg dat jy in Jesus Christus glo, maar daar moet nog iets bykom. Om te glo in Jesus Christus is vlak 1 van die Christelike geloof. Maar dan moet jy nog na vlak 2 toe beweeg, jy moet besny word, en dan na vlak 3 toe, waar jy moet leer om die wet te kan onderhou. En soos wat jy dit reg kry om die wet te kan onderhou, so vorder jy op hierdie vlakke van geloof. Amper soos mense van vandag wat sê dat jy wedergebore moet wees om die Heilige Gees te ontvang. En as jy nie wedergebore is nie, dan het jy nie die Heilige Gees nie, en dan kan jy nie in tale praat of ander geestelike gawes van die Gees beoefen nie. Ja, die Heilige Gees, die ontvangs van die Heilige Gees word deur hulle beskou as 'n tipe second blessing. Terwyl hierdie gedeelte juis daarteen praat. Paulus sê, jy ontvang die Heilige Gees wanneer jy in Jesus Christus glo. En jy glo in Jesus Christus deur die prediking van die geloof. Nie deur die goeie werke wat jy doen nie, maar deur die hoor van die prediking, die lees van die woord. Die Heilige Gees het eintlik lank voor dit in jou hart begin werk, om jou hart ontvanklik te maak om te kan glo. Maar jy word eers bewus van die werk van die Heilige Gees in jou lewe, wanneer jy glo, wanneer jy tot bekering kom. Paulus gebruik dan die voorbeeld van Abraham om dit te verduidelik. Hy sê, Abraham het geglo, en daarom is hy regverdig verklaar. Daarom is sy sondeskuld kwytgeskeld. En omdat hy geglo het, was hy gehoorsaam aan God, en het hy getrek soos wat God hom geroep het om te doen. Omdat hy geglo het. En daarom, almal wat glo, sê ons teksgedeelte, is kinders van Abraham. En almal wat glo, ontvang die seën van God. Word saam met die gelowige Abraham geseën. En wat is hierdie seën? Hierdie seën is die wete dat my sonde kwytgeskeld is op grond van die soenverdienste, van die verlossingswerk van Jesus Christus. As hulle nou al hierdie kennis gehad het, en al die ervaring wat hulle gekry het, want die Heilige Gees het dit vir hulle gegee. Hoekom wil hulle nou in eie krag lewe? Hoekom wil hulle nou sê maar die dood van Christus was nie genoeg nie. Die offer wat Christus gebring het aan die kruis was nie voldoende nie, ons moet nog iets doen. Dalk is ek en jy ook so, soos die kerke in Galasië. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons dit alles te vergewe. Maar tog sukkel ons om dit te aanvaar, en ons loop rond met skuldgevoelens en selfverwyte. Ons kry dit nie reg om onsself te vergewe nie. Ja, dit is asof ons nog iets moet doen, iets moet betaal, of iets moet gee. Hierdie kerke in Galasië wou, as 'n mens vir hulle die vraag sou vra, wat moet jy doen om hemel toe te gaan? Sê, of
hoekom moet jy hemel toe gaan? Sê, ek is besny en ek kom al die wette na, ek lewe 'n goeie lewe. Dis hoekom ek hemel toe moet gaan. As ek jou vra vanaand, hoekom moet jy hemel toe gaan? Hoekom moet Jesus jou weer kom haal om saam met hom in die hemel te wees? Dis al antwoord wat jy my kan gee. Ek glo in Jesus Christus en ek glo dat hy in my plek vir my sonde betaal het aan die kruis. Ek glo dat Jesus Christus my verlosser en saligmaker is. Jy sien, die Christelike godsdiens is nie 'n prestasie-gedrewe godsdiens nie. Die Christelike godsdiens leer vir ons dat jy uit genade gered is deur die geloof. Nie uit jouself uit nie. Jy het niks gedoen om gered te word nie. Slegs uit genade deur die geloof in Jesus Christus. Wat het hierdie boodskap dan met hemelvaart te doen? In die Heidelbergse Katekismus is daar 'n vraag, wat is die nut van hemelvaart? Die nut van hemelvaart vir my en vir jou is dat ons weet dat Jesus Christus opgevaar het na die hemel en dat hy aan die regterkant van God sit en dat hy as voorspraak by die Vader vir ons intree. Ons weet dat soos wat Jesus opgevaar het na die hemel, is dit die waarborg dat hy weer gaan terugkom om ons te kom haal. Ons weet dat toe Jesus opgevaar het na die hemel, het hy die Heilige Gees as teenpand of teenwaarborg gestuur om ons te help om die dinge te bedink wat daarbo is en nie wat op die aarde is. Mense, ons gaan 'n nuwe tydperk binne. En ons weet nie wat wag nie. Ons weet nie hoe die wêreld na COVID-19 gaan lyk nie. Mense praat van hierdie wêreld as die wêreld van die 4de industriële revolusie. Die gevaar is dat ons ook ons godsdiens 'n prestasie-gedrewe godsdiens kan maak. En dat ons hierdie seën wat ons van die Here ontvang, die seën wat ons van God ontvang om te kan weet, Jesus Christus het alles gedoen. En die offer van Jesus aan die kruis was voldoende vir my sonde. Ek hoef niks meer te doen nie. Dat ek dit nie gaan glo nie. In Johannes 14 sê Jesus, die Heilige Gees sal ons alles leer en ons herinner aan dit wat Jesus gesê het. Nou is die tyd dat jy aanvaar dat Jesus vir jou alles gedoen het om in die hemel te kom. Glo in Jesus Christus en jy sal gered word. As jy dit glo, dan het jy die vryheid om te kan leef as kind van die Here. En jy het nie nodig om nog 'n klomp goed te moet doen om gered te word nie, want Jesus Christus het alles gedoen. En dit is hierdie evangelie waarvan die Heilige Gees ons wil leer. Want dit is wat Jesus verkondig het. As jy in die vryheid leef van my sonde skuld is kwytgeskel. Ek is 'n kind van God. Is die gevolg daarvan 'n dankbaarheidslewe. Abraham het geglo en die gevolg van sy geloof was dat hy gehoorsaam was en getrek het. Glo jy die suiwer evangelie? As jy glo, sal jy dankbaarheidslewe lei vir die vergifnis wat jy van God ontvang het. Jy sal dankbaar wees.
Jy sal die vrug van die Gees in jou lewe uitstraal, vriendelikheid, geduld, lankmoedigheid, en so kan ons al die vrug van die Gees noem, wat in Galasiërs 5 vir ons opgeteken is. Jy sal ander mense met jou gawes dien. Jy sal goed doen aan ander mense. Jy sal leef met die wete dat die Heilige Gees vir jou die krag gaan gee vir elke dag. Hy sal jou sigte vertaal in gebedetaal op na die hemeltroon waar Jesus ons voorspraak by die Vader is. Ja, dit is God wat jou die vermoë gee om hier op aarde as 'n oorwinnaar te leef. Daarom kan jy die toekoms ingaan met die woorde van Psalm 18, vers 36. Want met U loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. Die weg van God is volmaak, die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. My liewe broer en suster, die seën wat jy van God die Vader ontvang het, is dat jou sondeskuld kwytgeskeld is. Jy's nie meer 'n skuldenaar nie. Jy's vry om te leef as kind van God. En dan is die nut van Christus se hemelvaart dat jy die Heilige Gees hier op aarde is en dat jy in sy krag en in sy wysheid die toekoms kan aanpak. Met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir hierdie boodskap. En ons bely, Vader, dat ons baie keer ook, soos die Galasiërs, eerder prestasie gedrewe wil wees in ons godsdienstbeoefening. Ek moet al hierdie dinge doen om gered te word. Terwyl Jesus reeds alles gedoen het. Ek moet net dankbaar wees. Help ons, Vader, om dankbaar te lewe. Help ons om mekaar te ondersteun in hierdie tyd. En Vader, wil U gee dat ons ook sal luister na U Gees en dat ons altyd gehoorsaam sal wees aan U woord. Vergewe al ons sondes en lei ons op die ewige weg. Ons bid, Vader, dat U sal gee dat ons kerkgeboue nie meer leeg sal wees nie, maar dat dit vol sal wees en dat die klank van lofliedere sal opstyg na U hemeltroon. Aan U kom toe die lof en die eer tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.